sal sing van u goedheid, Heer, van 'n liefde wat duisternis keer. Ek sal juig saam die berge, saam kranse getuig, saam die skepping verstom voor u buig. Ek sal sing van u almag, Heer, u's die God wat met wysheid regeer. Vriende, goeiemôre. Dit is 'n heerlike Woensdag. Ek hoop dit gaan goed daarso by julle. Ons is besig met ons reeks en ek hoop regtig waar uit my hart uit dat julle net so veel by baat soos wat ek by baat. Om in hierdie tyd net stil te raak, saam met die Here, sy teenwoordigheid te beleef en net te beleef hoe die Here ook deur iets soos hierdie kan werk. Welkom vir almal vanoggend. Cool, vanoggend is ons by ons laaste dag van die ritme oor gebed. En ek wil saam met jou deurwerk 'n gebed van bewuswording. So ek hoop jy het dalk 'n notaboekie dalk by jou en ek hoop jy's rustig op hierdie oomblik. Maar ek wil saam met jou net deurgaan en bewus raak van wat God mee besig is in jou eie lewe. So daar waar jy is, wil ek jou uitnooi om jou oë toe te maak en net bewus te word. Bewus te word van God wat jou uitnooi. Bewus te word van God wat jou vanoggend wil ontmoet. As jy 'n boekie by jou het, is jy welkom om te skryf en net 'n paar gedagtes neer te sit op 'n stukkie papier. Maar wanneer jy so stil raak en bewus raak van God wat jou vanoggend wil ontmoet, wat is die hoofmomente in hierdie laaste week? Wat is dit wat gebeur het? Dit kan positief of negatief wees, maar wat is dit wat in hierdie laaste week met jou gebeur het? Terwyl jy dit so neerskryf, wat se een het die grootste invloed op jou gehad? Wat se een het die grootste emosie by jou getrigger? Wat se deel van hierdie week wat ons verby is, was jy die beste weergawe van jouself gewees? Wat het daar gebeur? Ons raak bewus van God wat besig is met ons. En watter deel van jou week was jy nie jou ware self nie? Terwyl jy so toelaat dat die gedagtes deur jou kop vloei en maal, waarvoor is jy dankbaar? Wanneer jy so dink, is daar iets wat jy moet oorgee? Is daar iets wat jy moet oorgee vir die Here? Het jy dalk vergifnis nodig? Ek wil jy uitnooi om met God te praat hieroor. Te praat daaroor en
om in te nooi. Dankie Here dat ons kan stil raak en net bewus word. Dankie Jesus dat U groter is as ons mislukkings. Dankie Jesus dat ons voor U kan staan, Here, en weet dat U vir ons lief is. Dankie dat ons kan sê ons is lief vir U. Bid dit in U naam. Amen. Vriende, as jy vanoggend gevolg het, dit is in ons boekies en die hele oefening wat ons vanoggend gedoen het, gaan oor bewuswording. Bewus word van waar die Gees besig is om te werk. 'n Bewuswording van wat hierdie week gebeur het. Dit gebeur so vinnig dat ons die hand van die Here vergeet. Dit gebeur so vinnig dat ons nie sien waarmee hy besig is nie. Daarom wanneer ons 'n disippelskap reeks doen, is dit nodig dat ons sal stil raak en net bewus sal word, vragies sal vra. Stil sal raak en sy hand sal soek. Mag hierdie oefening jou nog baie meer help vir die pad vorentoe. Ek hoop julle het 'n heerlike dag vorentoe en dan sien ons mekaar weer môreoggend. Lekker dag julle.